Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend dat julle die warm, bedompige week oorleef, né? Ek dink ons is so opgewonde dat ons ongelukkig dink ek die reën wegkyk, want ons het hulle het al vir ons soveel voorspel die week. Maar dit is maar soos hulle sê, die oom wat na die televisie gekyk het en toe sê hy, daai meisie wat die weer aanbied, is 'n verskriklike oulike vrou, maar kan sy jok? So, vriende, as jy nie wil 'n leuen vertel nie, sê ek altyd, hou jou neus uit die weer uit. Maar ons is vol vertroue en vol moed dat die Here vir ons gaan uitkoms gee. En die tekens lyk belovend, so ons glo dat daar 'n bietjie genadewater hier op hierdie dorre klein Karoo sal val. Maar baie dankie ook dat elkeen van u aanhoudend, voortdurend, volhard in gebed om te vra dat die Here vir ons uitkoms gee. Ons weet dat hy het nog altyd gedoen en ons wag met geduld, né? Dit geduld is nie altyd so maklik nie, maar ons wag geduldig dat hy vir ons die water sal gee, die reën. Vriende, nogmaals welkom hier. Mag dit vir julle vanoggend 'n besondere geleentheid wees om saam in 'n erediens te wees, saam medegelowiges te verkeer, is 'n voorreg en ons geniet dit om ook by mekaar te kan wees. So mag dit vir jou vanoggend 'n besondere belewenis wees. Vriende, ek wil sommer begin deur vir ons net so 'n afkondigingkie op die almanak het ons eers die 22ste nagmaal, maar as gevolg van die kinders se toer wat ons moes 'n week aangeskuif het, ruil die nagmaal en die toer basies nou om. So hou net daaraan gedagte dat ons volgende Sondag, die 15de Februarie, ons nagmaal gaan hê en nie die 22ste nie. En dan moet jy ook daarop let, die 18de Februarie is ook ons as Woensdag. Dit gaan ons eerste byeenkoms wees. Ons het al voorheen dit so bietjie probeer doen, maar dit is 'n ek wil nie sê gewoonte nie, maar by baie gemeentes begin hulle dit nou doen om op as Woensdag. Nou as Woensdag is die amptelike begin van lydenstyd in die kerk en daai Woensdag aand gaan ons hier meditatiewe erediens hê, ons gaan hier by mekaar kom, ons gaan die as Woensdag vier, en so dan ook vir mekaar herinner dat ons is op pad met die lydingsweke wat op pad is na Paasnaweek. So let net daarop dat volgende Sondag, as die Here ons spaar, het ons dan DV nagmaal hierso in die kerk 9:00 die oggend. So let net daarop. Verder het jy afkondigings gekry, ons is besig om die proses te verfyn rondom die WhatsApp groep en die e-posse. Indien u nie 'n WhatsApp of 'n e-pos van ons ontvang het nie, het daar dan nou ietsie tussenin gebeur, so kontak asseblief die kerkkantoor, dat ons net seker maak dat almal die nuus kry, as ons met julle kommunikeer. Vriende, ons is by ons stil word. Ek het in die begin genoem vinnig rondom die weer en die reën en alles, maar ons bid die afgelope tyd konstant dat die Here vir ons reën sal stuur op sy tyd en plek. Ek wil daarvoor weer vra dat ons vanoggend daarvoor sal bid en vra, maar ook vir ander goed. Ons land is in 'n krisis in die sin van oral hoor jy van krisisse. Hierdie bek en klou seer onder die boere, onder die beeste, dis vernietigend. As jy sien hoe mense hulle alles verloor en alles, die brande, so kan ek vir julle opnoem vanoggend. Maar ons as gelowiges het een ding in gemeen en dit is dat ons kan bid. En daarom nooi ek jou vanoggend om vir hierdie paar oomblikke stil te raak. Kom ons bid vir hierdie uitdagings, hierdie krisisse. Maar meer nog, kom ons bid dat God se Gees opnuut vanoggend elkeen van ons sal beweeg en ons ontvanklik sal maak vir sy woord. So kom ons raak stil voor die Here.
Here, vanmôre, as ons in hierdie kerkgebou bymekaar is, dan het ek die behoefte vanoggend, Here, om net laag op my knieë af te gaan voor U. Here, ek kniel nie net voor U as Andries nie, ek kniel as die gemeente voor U vanoggend, Here. Ons wêreld is stikkend, Here, ons wêreld is droog. Daar is siektes onder die diere. Daar's uitdagings op ekonomiese front. Op politieke front praat ons nie eers van nie. Here, ons kan die hele oggend besig wees met alles wat verkeerd is vanoggend. Here, ons kom bid as gemeente vanmôre voor U, Here. Ons kom kniel, ons kom buig. En ons kom vra, Here, wees ons genadig. Mag die hemelse sluise oopgemaak word, sodat daar genade water op hierdie dorre aarde kan val. Mag daar uitkoms kom, Here. Maar Here, ons bid nie net dat uitkoms kom sodat dit met ons weer kan goed gaan nie, Here. Ons bid vir uitkoms dat ons kan leer en kan besef hoe almagtig is U. Here, ons is broos, ons is stikkend, ons is kruike wat maklik breek. Ons kom maar net voor U vanoggend. En ons kom vra, Here, wees ons genadig. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds behalwe by U nie. Geliefdes, wees gegroet met die wonderlike woorde, genade en vrede vir julle vanoggend. Mag die Here op 'n besondere manier aan julle sy genade bewys. Amen. Vriende, ons is by 1 Korintiërs 2. Ons staan die afgelope paar sondae nou stil by Korintiërs. Dis ons laaste gedeelte wat ons uit Korintiërs hierdie paar sondae gaan doen. So die tyd wat ek 'n bietjie spandeer het, kom eers nou tot einde. Ons gaan volgende sondag, as die Here wil, aanbeweeg na 'n ander teks. Maar ons het nou al 'n paar keer met mekaar gepraat oor 1 Korintiërs. En hierdie in die begin van Korintiërs en dit wat Paulus hier skryf vir die gemeente in Korinte. Maar voor ons daarby kom, vriende, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons hierdie voorreg het om vanoggend. Ja, Here, dit is bedompig en ons kry warm en daar's uitdagings vanmôre om in hierdie kerkgebou te sit, Here. Maar dankie dat ten spyte van warm en bedompigheid ons vanoggend hier kan sit, omdat ons harte 'n begeerte het om U te ontmoet. Dat ons vanmôre opnuut wil hoor, Here, ons is by die fontein, ons wil kom drink. Ja, Here, ons is oorlaai, ons is moeg. Dankie dat U vir ons kom rus gee. En dat ons vanmôre maar net by U voete kan kom sit, Here. Mag ons opnuut vanmôre hoor wat U vir ons wil sê. Mag ons ervaar, mag ons beleef, Here, en mag ons dit wat ons hier hoor, Here, uitdra in 'n wêreld wat dit so nodig het. Dankie dat ons U kan eer. Here, maar ons is bly bewus van ons broosheid, ons stikkendheid. Dankie dat ons vanmôre die vrymoedigheid kan hê om tot U te nader. En ons weet, Here, U woord bely dit aan ons, U beloof dit, U nader ook na ons toe. Here, kom skryf opnuut U woorde
u liefde, u genade op ons harte vanoggend. Mag ons opnuut ervaar wat dit beteken om naby u te wees. Amen. Vriende, jy kan die Bybels oopmaak, die van u wat die Bybel saamgebring het, daar is so 5 verse wat ons bietjie wil saam lees, en dan gaan ek bietjie later stil staan by hierdie tema, die denkwyse van Christus. En ons het nou al vir mekaar gesê die afgelope tyd, dat die gemeente in Korinthe was 'n groep gelowiges wat by mekaar gekom het. Paulus het 18 maande daar gewerk in daai omgewing. So daar was 'n goeie grondslag gelê, as ek dit so kan stel, maar daar was geweldige uitdagings. En ons dink vandag het ons uitdagings vir die kerk en die kerk in die wêreld. Maar die vroeë kerk het net sulke uitdagings gehad. En vanmôre wil ek opnuut 'n paar lyne kom trek, as ek dit so kan stel, rondom wat gebeur in Korintiërs. Wat kom sê Paulus vanoggend vir ons opnuut as ons dit saam lees? Kom ons lees daar vanaf vers 1 af van hoofstuk 2. Wat my betref, broers en susters, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek dit nie met hoë woorde en groot geleerdheid, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en my groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Vriende, net tot sover, ons gaan net daai saam lees. Mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte seën, as ons sommer net met mekaar 'n bietjie daaroor praat. Nou, ek sal nou uitkom by die tema, die denkwyse van Christus, want dit gaan eintlik, dis die kern van die boodskap vanoggend is, hoe dink Christus? En hoe moet ek en jy dink? Maar voor ons daarby kom, ons lewe in 'n tyd van baie uitdagings. Ek het al vir julle baie dit genoem. En hoe meer ons ontwikkel, en hoe meer KI, kunsmatige intelligensie deel van ons samelewing raak. Jy was nou hierdie week 'n verskriklike storie op Facebook, hoe almal hulle gesigte verander het in strokiesprente. Al daai, dit is deel van die lewe. Oral is daar goed wat gebeur. En dan begin 'n ou baie keer wonder, maar waar stop dit nou? Wanneer gaan die mens nou genoeg wysheid en intellektuele vermoë hê, of is dit net heeltyd nog meer? Ek wil begin vanoggend met 'n bietjie van 'n komiese storie van 'n mamma muis en 'n paar kindermuisies. Kinders. Die mamma muis het haar lewe lank daaraan toegewy dat sy vir haar muiskinders net die beste wil gee. Maar sy wil vir hulle leer om paraat te wees, want daar is allerlei vyande en gevare daar buite. En op 'n dag besluit mamma muis, sy gaan nou hierdie klein meisies op 'n staptog vat en vir hulle bietjie gaan wys hoe lyk die wye wêreld daar buite. En so het hulle gestap en sy het vir hulle verduidelik van wat alles is en so. En die volgende oomblik toe spring daar 'n groot kat voor hulle in die pad. En hy lek sy lippe af vir hierdie heerlike meals on wheels wat aan hom toe aangestap kom. In elk geval, die mamma muis skuif die kinders so bietjie een kant toe, gaan staan reg voor hulle, kyk die kat vierkantig in die oë. En die volgende oomblik maak sy 2 groot geluide van woef, woef. Daar skrik die kat hom
katswink, hy hardloop weg en alles. En sy draai dadelik om na die kinders toe en sê, en wat het julle uit hierdie situasie geleer? Almal sê so met 'n koor, ons weet nie, mamma. Volgende oomblik sê sy, dit betaal jou om 'n tweede taal te ken. So, het julle 'n tweede taal? Verstaan julle iets van 'n tweede taal in hierdie lewe? My tweede taal is in wording, maar ek sal nie daarop uitwy vanoggend nie. Vriende, om Christus se denkwyse te verstaan en te ken, is soos Paulus hier sê, is om iets te verstaan van die Heilige Gees. En om regtig te verstaan wat die Gees in jou lewe doen, dit is eintlik om soos 'n tweede taal te kan hê. Ons uitdaging vandag is dat alles word gemeet aan die intellektuele vermoë van goed. Oral moet jy opleiding kry. Jy moet leer hoe om 'n selfoon te werk, hoe die internet werk, so kan ons aangaan. Oral word ons geleer. Daar's altyd iemand wat slimmer as jy is. Daarmee het ek lankal vrede gemaak in die lewe. Maar hoe ver gaan ek en jy se lewe rondom die verstaan van wat God in ons lewe doen? Paulus besef, hy was 'n geleerde ou. Hy het by die skool van Gamaliel geleer. Hy was goed opgelei in die hele verstaan van die Joodse wette en alles. Maar hy het besef dat hierdie intellek, hierdie verstand wat hy het, hom niks help nie. Hy gaan nie die Korinte oortuig met sy vermoë van redenasies nie. En het jy al bietjie gedink, hoe baie keer verval ons in argumente, en as jy en iemand bietjie koppe stamp, en niemand wil skiet gee nie, jy oortuig nie mekaar met woorde nie, jy oortuig nie mekaar met intellek nie, ja, miskien 'n bietjie bewyse bysit, maar dit gaan in die wese, dat God se Gees sy werk moet doen. Maar dis waar die uitdaging kom. Ek en jy is slegs die kanaal. Ons is slegs die instrumente wat die Gees gebruik om sy werk te doen. So as ek en jy dink oor Christus en dink wat hy in ons lewe doen, gaan dit nie oor waar ek in my lewe is of wat ek als bereik het nie. Nee, dit gaan oor, hoor ek sy stem in my lewe? Verstaan ek wat die Here in my lewe elke dag besig is om te doen, deur sy Gees? En dis waar die uitdaging is, om so te leef, en so in afhanklikheid te leef, dat jy weet, God sal voorsien en die uitkoms bring op sy tyd en plek. Vriende, ons weet nie alles nie. En as ons alles geweet het, dan het ons nie nodig gehad om God te aanbid nie. Wat wel belangrik is dat ek en jy self ondersoek moet doen. Self moet kyk, maar wat is besig om in my hart plaas te vind? Nie in my verstand nie, in my hart. Want ons tye waarin ons leef, het so verander, dat dit net heeltyd, ek moet dit kan uitdink, ek moet dit kan uitredeneer, ek moet dit kan verstaan, die kognitiewe. Paulus besef, die enigste manier, hoe hierdie gelowiges in Korinte gaan verstaan waaroor dit gaan, is as hy vir hulle gaan wys, hoe lyk die Christus? Hoe lyk die opgestaande Christus? Nou ek het vir die kinders 'n maatband gewys vanoggend om te kan meet. Hoe sê die houtwerkers, wat ek al, jy
meet 2 keer en jy sny 1 keer, né? Is ek reg? Of is ja. Jy meet 2 keer en dan sny jy 1 keer. Jy moet presies meet. As jy nie afmetings reg is nie, dan gaan jy jou tafel of jou stoel of wat jy ook al maak, gaan nie reg uitkom nie. Om te meet is om te weet. En Jesus se maatband is die buitelyne van die kruis. So wanneer ek en jy in 'n situasie verkeer, wanneer ons wonder oor hierdie lewe, dan gaan ons terug na hierdie boek toe, na die Bybel toe. Ons gaan terug na die buitelyne van die kruis. Want dit is Christus se denkwyse. So help ons mekaar. En dit is so. Alles werk nie altyd reg uit nie. Die lewe gebeur. Maar as ek en jy vanaand, of môreoggend, of wanneer ons tyd het om saam met die Here deur te bring, of tyd maak om saam met hom deur te bring, moet ons mooi gaan dink, wat is sy Gees besig om in my lewe te doen? Daarom is dit so krities belangrik, regtig, dat ons tyd sal maak om die denkwyse van Christus te leer ken. En wat is daai denkwyse? Dat ek en jy soos hy moet word. Dat ons 'n hart van liefde vir ander sal hê. Dat ons sal lewe met 'n stuk vergifnis in ons. En as ons mooi dink, dat ons gaan kyk bietjie anders te voordat ons 'n besluit neem. Mooi hoor en dink. Wat is die Here besig om nou vir my te sê in die situasie? Partykeer vat goed lank. Partykeer vat goed jare om uitgesorteer te word. Partykeer is dit vinnig en gou. Maar God se tyd is nie jou en my tyd nie. Daarom moet ons geduldig wag. Mag julle hierdie week ingaan met die wete dat Christus se denkwyse jou maatband is vir die lewe. Amen. Ons gee geleentheid vir stil gebed om te hoor wat jy by die Here gehoor het, om tyd te gee vir dit te hoor wat jy by die Here gehoor het. Hemelse Vader, ons is vanmôre hier, omdat ons weet dat ons nie alles kan verstaan nie, en ook nie alles kan verduidelik nie. Help ons, Here, om soos U te dink oor die lewe. Help ons om die kruis as maatband te gebruik, om alles daaraan te meet en te verstaan. Seën ons in hierdie dag verder. Amen. Geliefdes, vriende, ontvang die seën van die Here en gaan na die huise in sy vrede. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle versterk en julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.